Nou vandag maak ons 'n heerlike Kaapmaleise lamskerry. Een van daardie geregte wat jou kombuis vul met ongelooflike aromas en sommer dadelik jou aan huis en familie laat dink. Nou die geheim van enige goeie curry lê in die basis. So begin deur jou lamskenkels goed met sout en peper te geur. Eers verbrein jy jou vleis in die pot. Dis waar daai ongelooflike vleisgeure begin ontwikkel. Nou moenie die pot te oorvol maak nie. Braai die vleis eerder so in sarsies sodat elke stukkie mooi goudbruin karamelliseer. Nou wanneer al daai vleis verbruin is, haal jy dit uit en voeg nog 'n bietjie olyfolie in die pot. Dan gaan die eie in. Nou laat hulle stadig sag en goudbruin word. Dit moet nie jaag nie. Hier bou ons die soetheid van die gereg. Nou volgende, die wonderlike speserye wat in is en hier het ek dit al klaar hier in die pot gesit en dit is kaneel, kardemom, naaltjies, Maleise, currypoeier, borrie, komyn, koriander, vars gemmerknoffel en natuurlik 'n bietjie hitte met die brandressie. Nou ek is van mening dat dit die rede is dat mense dieselfde resep gebruik en die eindresultaat in die geur dalk nou verskil. Nou die geheim is in hoe jy die kos se geurlaag bou. Volgende voeg jy die tamatie en dan die suiker ook by. En dan laat jy nou alles stadig saamkook totdat dit 'n ryk geurende basis vorm. Nou ons laat hierdie spesery basis nou net so rustig ontwikkel en dan na ek nou terug is, voeg ek dan nou die lam terug. En dan gaan ek vir julle wys hoe eenvoudige bestanddele verander in ook 'n ongelooflike geurende Kaapmaleise curry. Nou hier in die pot kan jy sien my speserysmengsel is nou al mooi besig om saam te smelt. Ek gaan nou net die vleis en ek moet net gou eers sê, ek het so 'n bietjie gekroek. Ek het hierdie in die stoompot gesit, maar dis nou net vir doeleindes as gevolg van ek het nie daai tyd hier in die studio nie. Nou jy sit dan die vleis en die baba aartappels terug in die pot. Ek het wel skaapskenkels gebruik, maar lamkooksvleis en selfs beeskookvleis werk ook net so lekker in hierdie resep. Dan roer jy nou daai vleis alles mooi deur sodat elke stukkie vleis met daardie geurende sous bedek is. Indien jy nog water nodig het, kan jy iets soos 'n beesaftreksel of selfs rooibostee byvoeg. Nou rooibostee werk ook ongelooflik saam met die warm spesery dan nou. Nou sit die deksel op en laat die vleis stadig bid. Nou die vleis in my pot het nou al heerlik sag geword en laaste voeg ek dan nou net die baba aartappels by. Nou jy is welkom om groente soos wortels of groenboontjies ook by te voeg. Roer dit net versigtig deur sodat elke aartappel of stukkie groente dan lekker in die currysous bedek word. Nou kook alles net verder vir so 'n klein rukkie dat die lam heerlik sag is en die aartappels gaar is, maar steeds hulle vorm behou. Nou net voor opdiening roer ek dan nou die vars gekapte koriander ook deur. Dit gee varsheid en ligte geure van hierdie hele dis net uit. Nou hier het ek reeds ook geurende basmati rys voorberei volgens jou pakkie se aanwysings. Baie eenvoudig. Nou vir ekstra varsheid maak ons ook 'n eenvoudige tamatie eie salsa. Nou al wat jy nodig het is vars tamaties in blokkies gesny, rooi eie, sout en peper en ek sit ook altyd so sprinkel suiker en 'n bietjie wit asyn by. My ouma het dit altyd gedoen. So nou doen ek dit ook, maar ek weet dit balanseer net die smake net perfek. Nou laaste maar nie die minste nie, het ek hier begin om 'n roti. Dis rou en gevriesde rotties wat jy in die supermark koop en dit maak binne 2 minute in die pan word dit gaar. En dan het jy 'n vars roti wat se dun laagies so pof met elke happie. Nou jy het verseker nodig om al hierdie sous in die pot op te lek. Nou ek maak gou die tamatie salsa klaar en as ek terug is, wys ek julle hoe maklik hierdie gereg kom afrond. Nou die geure hier in my kombuis is onweerstaanbaar. Soos ek vroeër genoem het, rond ek die curry af met basmati rys, die vars salsa, warm roti en nog 'n bietjie vars koriander. Nou kom ek skep gou 'n bord op. Heel eerste, ek het sommer klaar die salsa in 'n klein bakkie aan die kant gesit. Jy kan dit op 'n groot bakkie ook sit. Dan gee ek so 1,5 skeppies basmati rys. Lyk vir my nou 'n bietjie min.
hier so 'n klomp boere wat ek moet voer. Dan volgende, nou jy sal sien hier in my pot, kyk hierdie vleis het nou al van hierdie beentjies afgekook. So dit is verseker doeksag. Ek sit genoeg vleis in. Nou het ons 'n paar aartappels nodig. En jy kan net so 'n skepie van hierdie sous van onder af. Daar's 'n lekker murgbeentjie. Net so 'n bietjie bo oor gooi dat daai rys lekker bedek. Hierso is, ekskuus, ek vat hom nou met my vinger, maar dis nou daai lekker sagte vleisies. So hierso is ons roti en ek het hom so in die helfte gesny en dan vou ek hom nou net so laat hy bietjie interessant staan. Ek kan so 'n bietjie van die opgekaptes oorgooi of ons gebruik 'n vars stukkie koriander. Perfek. Nou hierdie is die regte trooskos, ryk aan speserye, ongelooflik geurig en perfek vir familie en vriende. Die resep van my is beskikbaar op Ontbytsake se webtuiste en Facebookblad. Sien jou volgende week, dan maak ons weer iets besonders. Geniet jou naweek.